Nou ja, ons moet onsself nou gedra van ons iemand in die atelier. Musiek, François, het 'n besondere manier om herinneringe wakker te maak. Ek weet nie of jy dit al ervaar het nie, maar elke keer as ek so sê net maar Blink-182 luister, dan dink ek aan, jy weet, my jeug. Ja. Dit raak so nostalgies. Absoluut, en sy is hierso, want haar man was nou die dag hier om met ons te gesels. Ons het nou ongelukkig nie vir jou, Lisa, 'n piknik gereël vandag nie, want dit is nie wêreld piknikdag nie. Maar ek het nou net beskuit georganiseer. En na die sukses van liedjies soos My Bok Rooi en Moes maar ek moenie, is Lisa Nel terug met 'n liedjie wat sy self beskryf as haar beste werk nog, en ek stem nogal saam, hoor. Jy ken haar ook vir ander treffers soos Vat my uit na die sper, al my rappie de kyk, sê ek ryk soos die middag. My Bok as ook Rooi. Kom bly in my glas, elke sluk is seisoen, met jy wat het steeds vir my doen. Hoor jy, dit is so lekker om jou uiteindelik hier te hê. Uiteindelik. Lekker, Lisa. Hallo julle. Hoe gaan dit? Ja, dit gaan goed. Dankie. Hoe gaan met julle? Dit is so lekker vir my om weer by julle te wees. Dis Want lekker ek om was jou al 'n hier te paar hê. keer hier, maar ek was nog nie by julle nie. Precies. En dit is my nou Dit lekker. gaan jou lewe verander. Jy gaan nooit weer by Ek iemand anders weet. wil wees nie. Dis hoekom ek hier wou wees. Jy weet wat sê hulle van girls met name wat 'n S in het, maar is nou 'n Z? Sê vir my. Nee, hulle is extra cool. Ekstra, okay, maar ek moet een ding van Nelma en ook nou vir jou sê, maar Nelma, ek ken haar vir Lisa Rikkie en sy raak oud in reverse. Sy lyk Ek wou nou net sê, ek beter is met die soos- jare. Het jy jou ID gecheck? Ek wil dit check, want jy was mos altyd bekend as Lisa Bronner en toe Ja. trou jy nou met Rieke Snell en nou is jy Lisa Nel. Ja, so ons was eintlik lank getroud voordat ek besluit het, wel miskien is dit nou maar tyd om my van net te verander. Ja, dit is soeke admin. Ja, en eintlik wat baie min mense weet is dat ek is gebore eintlik in Nel. So Oh. dit is die Here het 'n manier om jou So die terug te Bronner bring. gedeelte was net 'n stage naam. Ja, wel my ma het getrou met 'n Bronner en ek was O. klein en ek het toe gesê maar ek wil ook my pa se van hê want hy het my toe aangeneem. En toe sê my ma, okay, wel dan hou ons jou Nel van jou pa se van as jou tweede naam. Toe sê ek, okay, want my ma sê toe as jy dan ouer is, dan kan jy dalk as jy nou wil die Bronner verloor, dan is dit fyn en wat ook al. En min weet ek toe ek met Rieke trou, toe het ek vergeet om my tweede naam wat Nel nou is weg te vat. So nou is ek op Nel, my Nel. ID Lisa Nel. Ja. Want Lisa meeste Nel mense- Nel. Ja, Lisa dis, Nel Nel. it's got a ring to it, maar meeste Ek maak mense dit. wil wegbly vir al die vrouens nou as hulle trou van die lang vanne. Hulle Ja. wil trou met 'n Nel of met 'n Die kort Els. van. In jou geval kry jy dit toe reg, maar toe Ja. maak jy hom dubbel. Nel. Hoorie, maar hoe gaan dit daar by die huis met die kiddies, met Riekes? Goed, dit gaan baie goed, dankie. Die kinders hou my besig, maar is baie lekker. Ek hoor almal sê, al die mammas is so excited dat die kinders terug geskool het. Nou sê ek vir Riekes, ek wonder is ek die enigste mamma wat nie bly is nie. Soos ek het hulle so geniet. Dit maak jou beter as almal. Nee. Ja, sê dit Maar ek dink ek het hulle so geniet die vakansie. Ag, Ons het dis regtig goed. lekker vakansie. Hoe oud is hulle nou? Hulle is 4 en 7. So verby die terrible twos. Ja, hulle is darm nie. Hulle- Wel, maar dan is hulle nou hulle is net partykeer nog terrible, maar die twos is darm nou. En daai laaitie van jou, ons het nou die dag met Riekes ook gepraat. Hy was sommer op die verhoog saam met julle daar by Afrikaans is groot. Ja, ag hoor jy, hy het so 'n liefde vir musiek, maar altyd ons kinders. Ek meen, Isabella loop heeldag rond en sing haar eie liedjies en maak haar eie woorde op en Cute. ja, dis baie oulik. Hulle is baie oulik. Baie Hulle hou my lekker besig. Wow. Hoor, obviously gaan ons nou oor werkdinge ook praat, want die nuwe song Bottle and Barre kom nou uit. Ek weet nie hoe ek bottle nou net soos Amerikaner Oh, bottle. Bottle and Barre. Klink fancy. Maar okay, ek weet ons het nou 'n bietjie opgelees oor die feit dat dit inspirasie van jou kinderdae af is en die oumas en die ouma groetjies, want ek het dink as ek dink aan 'n bottle en berre, dink ek aan ingelegde guavas vir some reason. Ja. So vertel die storie. Ja, so dit is 'n gedeelte daarvan, maar ek het letterlik eendag net gedink, hoe cool sal dit wees as jy in die oomblik die lekker memories wat jy nou voel en hoe jy as jy memories het, het dit partykeer mos 'n reuk ook. As jy aan iets dan ruik jy sommer wie dit geruik het en net om in die oomblik daai memory te kan vasvang en te kan bottel en as jy nog dit verlang het weer oop te kan maak. So ja, ek het gedink is 'n cool idee. Dis soos vandag wat ons in elk geval foto's neem. Ek het net gedink miskien sal dit cool wees om memories lekker te kan bære. Want ek en Anelma het gister gepraat oor die seisoene wat so vinnig verbygaan. Ja. En 'n mens waardeer nie altyd iets in die oomblik Ja. nie tot dit verby is en dan verlang jy terug. Dit is 100%
100% die waarheid. Maar hierdie liedjie het oor 'n paar jaar ontwikkel en voordat dit toe nou uiteindelik sy finale vorm aangeneem het. Hoekom was dit belangrik om geduldig te wag, dink jy, totdat dit reg gevoel het om dit vry te stel? Ek weet nie. Ek dink die Here het obviously sy timing met alles. En vir my in daai stadium was daar toe net 'n ander liedjie wat ons gevoel het dalk 'n bietjie beter gaan sit, 'n bietjie beter gaan werk en dit was toe Rooi gewees. En ek het toe lank gesit met hierdie song want die konsep om iets te kan bottel was vir my so mooi gewees. En ek het verlang toe gesit met hierdie ding in my hart, maar dit het nie vir my lekker gevoel nie. Melody was nie vir my baie great gewees nie. En daar was heeltemal te veel woorde gewees in die liedjie ook, want ons het nogals baie kon sê op daai stadium. En ja, ek het toe ek het weer revisit, toe besluit ek daar's iets omtrent hierdie konsep wat regtig vir my mooi is. So miskien moet ek net bietjie die melody verander en bietjie minder woorde sê, net vinniger tot die punt kom. Less is more. Ja, less is more. Okay, ek het vir jou 'n moeilike vraag want jy is 'n mamma en jy is getroud. So buite in jou persoonlike lewe, watter moment in jou lewe sal jy wil bottel en bære? Jo, dit is nogal 'n moeilike vraag. Ek dink daar's so baie buiten vir my kinders en my man wat ek obviously wil bottel en bære is ek sal sê elke show wat ek al gedoen het. Okay. Is vir my so spesiaal om op die verhoog te kan wees en die mense se liefde vir musiek te kan voel is ongelooflik. So ja, ek dink dit is dalk dit. So dit is 'n happy place vir jou. Definitief. Ja, dis definitief happy. Kan ek vir jou enetjie kies? Ja. Jy was mos deel van Liefling die musiekblyspel, né? ja. Vertel net so 'n breë trek weer vir mense, hoe was daai audisieproses en toe het jy die rol gekry en toe was jy saam met Bobby van Jaarsveld vir lank op die verhoog met daai produksie. Ja, ek moet sê dis definitief ook iets wat ek sou wou bottel en bære. Dit was 'n fantastiese tyd in my lewe gewees. Ek was 3 maande getroud met Rikus en toe besluit ek, o, hier's hierdie kompetisie en ek gaan inskryf en dit is so cool en ek gaan sing. En die dag toe ek al kom, toe sê hulle vir my, "Oorie, het jy geweet jy moet soos act ook?" Jo. En ek so, ek moet, wat? Nee, ek het nog nooit in my lewe geact nie, ek is nie om te act nie. Toe het ek al klaar 'n nommertjie, soos op my been geplak. Ja, jy moes nou maar. As jy die nommer geplak het met die commit. Ja, maar toe sê ek so, nee, ek gaan vir iemand sê hier vandag, ek gaan nie commit tot hierdie nie, want dis nie wat ek gedink het dit is nie. Ek het regtig gedog soos musiekblyspel, ek gaan sing, ek weet nie wat ek gedink het nie, maar anyway, ek roep hulle toe, ek sê toe, hoorie, is daar iemand soos 'n groot baas of iemand met wie ek kan praat, want ek sien nou nie meer 'n kans hiervoor nie. En sy sê so, wel, ja, jy kan met die groot baas praat en vir hom sê, jy trek jou kop uit. Ek kan jou nie net afval nie, want jy het klaar 'n nommer en die judges sien nou jou nommer en jy's nou klaar of deel hiervan. Ag, langs storie kort, ek het toe vir hom gesê, hoorie, sy naam is Paul Creer. Wat die vervaardiger was, ja, kan jy glo? Ja, vervaardiger. Ek wou nou lag, maar Niemand ek sê vir Paul Creer nie, hoor. Exactly. Ek sou nie vir Paul Creer wou sê ek quit nie, hoor. Nee, maar ek het toe met hom gepraat daai tyd. Toe sê ek vir hom, ek voel eintlik stupid want ek het nie geweet dit is wat dit behels nie. Ek het regtig gedog dit is soos 'n sangkompetisie. En hy sê toe net vir my, wel, jy het niks om te verloor nie. Ek meen, wat het jy om te verloor? Probeer dit net. It's a As jy natural. nog nooit iets probeer het, jy probeer dit. Langs die rekord, ek het toe dit gewen. Ek dink ek was meer geskok as enigiemand daai dag. En dit was regtig. Ons het so Liefling was die eerste jaar wat ons hom gedoen het was by die Staatsteater gewees. Ek onthou ja. En hy was elke aand uitverkoop. Ja. Uitverkoop dat hulle selfs die rolstoelplekke moes volmaak met stoele vir mense om te sit. Dis amazing. Dit was ek Dit was kan die nie vir OG julle sê. weergawe van daai Presies produksie. Dit was Ja. fantasties geweest. En dit het so goed gedoen dat hulle besluit het hulle dit nog 'n jaar gaan doen in die is dit die Monte Casino? Was dit by Monte Casino? Ek dink dit Ja. was by Monty. Ja, by Monte Casino. En ja, dit het daar net so goed gedoen. Dit was regtig. Wie was die judges destyds op daai realiteitsprogram? Ek onthou Andrei Schwartz. Ek het hom vandag gesien. Hy was by Twakpraat. What? Ja, hy was een van die beoordelaars. Joh, vra jy my nou vas. Nadia Jy moet Bekes, weet dink dis ek. 14 jaar terug. Wel Paul Creer was daar Paul weer. Creer. Ja, Paul Al wat Creer. saak maak. Ja, Nadia Bekes was ook deel daarvan en wie ek dink hulle dan soos 'n guest judge gehad wat elke keer ingekom het, so dit het verander. Ek dink Sonja Harold was ook een van die beoordelaars wat en toe sy éventueel in die tweede een wat ons by Monty gedoen het sy toe my ma gespeel. Ja, dis special. Hoorie, ons is Ja. net hierna terug saam met Lisa Nel. Wag, ek's nou skieurig oor iets. Ja, sê.
gunsteling actual gebottelde ingelegde ding? Wat's jou favourite? Ooh. Jy moet ook sê. Ek gaan maar sê is tel konfyt. Ja, konfyt is Ja, seker. Ja. Ek gaan gaan met guava. Ooh, ja, guava is lekker. Guava Ek is 'n love 'n treffer. ingelegde kojavel. Ooh, ja, dit is lekker. Ek moet vir jou sê ek hou nogal van beet. Oh, beet. That's Gerasper of interesting. heel? Nee, Dit sê baie van 'n mens se ek grill persoonlikheid. vir die gerasperdes. Okay. Hy moet heel wees. Ek moet homself besluit hoe fyn hy moet gesny word. Got you. Ja. Okay, ek gaan sê nastergal konfyt. Dis 'n goeie antwoord. Ja, nastergal, Girl, dis daai Is daar so 'n Engelse woord bessie wat ek een. sal Dis eintlik 'n wild berry, so dit Ja. lyk soos 'n blueberry, maar hy's piep klein. Hy's Beste op pers. konfyt op die aarde. Very nice. Ons moet Ek gaan bietjie dit vir moet kry. volgende kuiertjie onthou, dan kry ons vir haar lekker boerebrood met Ek sal die nastergal. bottels so lank bære. Right, okay. Okay, Lisa, speaking of which. Ja. So, hoe is dit om saam met jou man in die ateljee te werk, want julle het nou saam gewerk ons op hierdie liedjie uit bietjie vervaardig. Ja, dit was ongelooflik geweest. Kyk, ek weet nie, ek weet 'n mens mag nie sê jou man is die beste nie, want dit is net weird and frowned upon. Maar daai man van my is die beste. regtig. Hy is wel, ek sal nie sê hy is die beste nie, maar hy is fantasties om te sien hoe hy uit niks uit iets uitmaak en ek kan letterlik nie. Een van my vriendinne kom sit ook in die studio, dan sê sy so, hoe doen hy dit? Hoe is soos dit maak nie vir sin nie. As ek so wel, maak ook nie vir my sin nie, maar hy doen dit. So nee, dit was regtig 'n groot voorreg. Ek wou al baie lank gehad het hy moes iets vir my doen. En ons het net nooit daarby uitgekom nie. En ja, hierdie keer was dit net reg en alles het in plek geval. En hy kan soveel instrumente speel. Ek dink wat is iets 15, 13 ja. 13. Dit is crazy baie hoor. Ja. Maar hy speel ook die snare van jou hart. Ja. Dis Hy weer- doen. Tokkel jou hartsnare. Hy doen. Maar dit maak nie saak dat dit frowned upon is dat jy sê jou man is die beste. Jy kan dit sê want ek dink my man is die Ag, beste. dankie tog, want ek dink ook my man. En feite is Amen, feite girl. mense, kom ons wees eerlik. Maar jy beskryf ook die klank as modern tog nostalgie. So, Ja. hoe kry mens dan daardie balans reg in die ateljee ook as jy die liedjie sing live? Ek dink wat die nostalgie kant bring is die woorde en die storie agter dit. Ek dink nie is noodwendig die klank wat nostalgie is nie. Ja, ek dink is meer waaroor die liedjie gaan, dat jy bietjie jou memories kan onthou en weer kan voel soos wat jy gevoel het as jy iets moois onthou. Ja, ek dink dis waar die nostalgie gedeelte inkom. Wat kan jy vertel van hierdie liedjie se musiekvideo en hoekom dink jy is musiekvideo's so belangrik saam met 'n song? Ek weet eintlik nie meer of is musiekvideo's so Dis wat ek nou belangrik juist want nie. die landscape van dit het bietjie verander eintlik. Ja, baie verander. Ek weet in die verlede was dit nogal 'n groot ding en mense het baie geld uitgegee vir musiekvideo's en ek dink dit het vandat 'n mens nie meer CD's verkoop nie, vandat dit net soos digitaal geword het, is dit nie meer so 'n groot ding nie. Want mense kan enige oomblik, enige tyd jou musiek enige plek kry. Ek voel natuurlik dit is lekker om 'n musiekvideo te hê. Storie te vertel. Om 'n storie te vertel, ja. Al is dit eenvoudig, soos Bottle and Barris, se musiekvideo is regtig eenvoudig. Maar ek het gevoel ek wil hê as mense daarna kyk, moet hulle half die verlange gevoel voel en dit waaroor die liedjie gaan. En ek dink ons het dit baie mooi reg gekry. Ja, absoluut. En ek meen 'n kamera is baie lief vir daai mooi gesiggie van Lisa Nel. So sy moet 'n musiekvideo maak. Maar dis kan waar jou wat jy hoor, sê. Frans. Ag, sorry, Rikus gaan saam met my stem, hoor. Hy kan nie Ja, dis hoor een nie, feit. hy is besig om 'n geweer in te skiet. Jy Ons kan gaan die sê wat- podcast O, hier, nou moet jy eers oppas. Wowie. Okay. Daai was 'n shots threat. fired. Daai was 'n threat. Hoorie, maar dis waar wat jy sê, ek dink veral nou met sosiale media, mense kyk na reels en hulle attention span is 10 sekondes of 20 sekondes, maar ek dink tog daar is mense wat ook hou van die lang form content. Ek dink net die platforms oor die jare het so bietjie minder geraak, want destyds het ons nou soveel musiekkanale gehad en Maar mense het so, jy weet, voor die TV gesit en gewag vir 'n song se musiekvideo, Ja. want dis al manier hoe jy dit kon sien. jy het hom nog 'n VHS tape. Ja, exactly. Ja. En nou is dit so of dis 'n lekker addition tot 'n liedjie wat jy Dit van is nou om ietsie te 100% gaan waar. kyk. Ja, omdat onthou op sosiale media sien mense jou heeldag. Ja. Jy's heeltyd in almal se oë en jy praat en jy die en jy daai, waar ek dink dit is hoekom dit dalk een van die redes is dat musiekvideo's so bietjie meer nou in die agtergrond is. Ja, want dis I don't daar's know. die toeganklikheid is te maklik. Te veel eintlik. Ja, is te veel. Maar jy sê hierdie is jou beste liedjie tot dusver en hulle sê jy moet nooit kies tussen jou liedjies nie want dit is jou kinders, maar wat maak Bottle en Barre vir jou so spesiaal in vergelyking dan met jou vorige uitreikings? Kom ek
sê vir jou, ek dink as jy enige kunstenaar vra, gaan hulle vir jou sê die liedjie wat hulle nou uitbring is hulle beste liedjie. Ja. Want ek dink jy as kunstenaar groei en ek dink jy as kunstenaar groei in jou werk, groei in jou stem, groei in jou skryf, groei in jou musiek. So ek dink vir enige kunstenaar is die liedjie wat hulle nou uitbring hulle beste werk. Maak sin. Verstaan? So vir my het dit net gevoel ek het so gegroei in wie ek is en in wat ek graag wil doen en wat se rigting ek wil gaan en wat ek wil sê vir mense dat ja. Dis wat jy nou wil sê. Ja, dis wat ek nou wil sê. Wat is vir jou die lekkerste ding van die musiekbedryf en ook die minste lekker ding van die musiekbedryf? Die lekkerste ding is definitief om op die verhoog te wees. Dit is die ultimate om te sien hoe die mense die musiek geniet en net ek sê altyd dis asof hulle vir 'n oomblik kan ontsnap van die werklikheid uit en net daai oomblik geniet. En die minder lekker ding is om Sê nie dit net. afkant in my bed te slaap. Ja. Ja. Ja, okay, dit maak sin. Maar jy het daarom in jou eie bed geslaap toe jy ook 'n agtergrondsanger was op Afrikaans is groot, want is daarom naby die huis. Ja, Vertel dit gou van daai ervaring. Is jy die tipe wat jou kussing inpak? Ek doen. Okay. Ek doen. Backstage lê Lisa Nel daar en slaap in die dressing room. Hoe was daai ervaring vir jou gewees? Dis al 'n paar jaar in 'n ry wat jy saam met Rian Swanepoel en dan ook Marley van der Merwe die agtergrondsanger is. Ek wil net vir Afrikaans is groot se mense sê, hoekom het Lisa nog nie haar eie liedjie gekry op Afrikaans is groot nie? Hoekom moet sy die hele tyd in die Sê hulle. agtergrond wees? Ja, regtig. Ag, all in good timing glo ek. Ja, dis nog elke jaar, ek het dit al 3 jaar gedoen. En dis al 3 kere vir my ongelooflik net om deel te wees van daar's iets in die lig as jy daar is en om dit tasbaar te kan voel en om deel te kan wees van dit is ongelooflik. En dis ook soos lieflingse musicals, nê? Nee? Dit is uitverkoop. Ja, As daai kaartjies oopmaak, dan is dit dadelik uitverkoop. Jy kan sien haar oogies blink as sy net praat oor die verhoog. So. Ja. Dis wanneer haar regte passie is. So ek dink wat jy Ja, met dis Bottel en lekker. Berre is daai energie ook wat op 'n verhoog is. Want jy Ja. sê nou, jy weet die mense geniet die musiek so, maar jy wat perform ook, jy escape ook. Oh, dis Jy is my ook in jou lekker. bubble. Presies dit. Dis presies dit. En om 'n storie te kan vertel met jou musiek. Maar ek gaan nou iets baie kontroversieel sê oor Doen die dit. agtergrondsangers, nê? Ja. Die agtergrondsangers werk harder as die actual artists. En Want hulle is hulle baie moet underrated. van A tot Z deel wees van die vertoning. Hulle moet elke liewe liedjie ken, nie net 1 of 2 of 3 nie. Ek vat nou glad nie weg van die res nie. Jy weet ek's lief vir hulle, Ja, ja. maar ek Maar dit wil is jou eintlik die vra. underdog moet ook die credit Ja, kry. so ek wil weet. jou eintlik vra, daai proses, dis lekker, maar seker ook harde werk en uitmergelend met tye. Dit is harde werk. Dit is harde werk veral vir my. Jy kan met 'n iPad staan. Met die lirieke op en nie wat ook al, maar dis vir my so 'n challenge om te gaan, ek ken al die liedjies, ek het Uit my my iPad kop nodig uit. te Ja. verstaan, want dan voel ek net ook Ervaar gemakliker. jy- ja. Ek voel dan soveel gemakliker en ek voel ek het dan nie iets wat my Bind nie. Ja, presies dit. Ja, wat my dit bind nie. inhibit jou eintlik. Ja. Ja. So dit is vir my, dit is harde werk en ook om dan spesifiek te weet wat se stem jy moet sing want onthou ons is 3. Daai is die moeilike stemme. gedeelte, ja. Ja, ons is 3 stemme en dan moet jy presies weet wat se stem jy en wat se liedjie moet doen en jy doen nie altyd dieselfde stem nie. Jololo, dan moet jy harmonise daar. Ja, Nee, dan dis moet taaf. jy harmonise en Maar dis julle laat dit so lekker. lekker en so Dit maklik is, lyk. maar Dit dit is die cool is, ding dis daarvan. so Dit lyk lekker. altyd vir my so lekker om te kan sing. Ons Dit moet jou op die stage sit. Daar's net 'n mic afsit. Nee, ek sal present en ek sal toneel speel heel dag lank, maar sing. Nee, maar sy kan lekker saam sing en dans. Ons sit net haar mic af. Ja, jy. Ek like dit. Ek sal die iPad vashou. Dis wat gebeur as jy my mic net aansit. Nee, sien Ek nou. wil geselsie. Ek weet ek kan sense in my third eye dat my mic aan is. Lisa, ek moet vir jou sê dis veiliger om Anelma se mic soms toe te hou. Dis 'n feit. Ek stem met jou saam. Nee, maar- ek stem nie saam nie. Ek geniet dit Is baie. okay, great. Dankie. Ek geniet dit baie. Ek moet sê die meeste van die luisteraars stem ook nog ons. Meeste. Die eerste, kom ons praat oor hate-mail. Ja. Hoe jy O. dit hanteer, want die eerste hate-mail wat ek ooit gekry het, was 'n dame wat vir my gesê het op WhatsApp, "Anelma, jy gee my 'n galaanval." O, En toe sê ek vir haar, "Gaan sien asseblief jou huisdokter ASAP oor jou galblok." ja, jy het 'n probleem. Jy gaan Ja, moet gaan sien jou net seker huisdokter. maak Ek jy kan jou nie help sakai. nie. So hoe hanteer jy dit? Ek huil daaroor en dan gaan ek aan. Ek huil baie maklik, baie Dis baie maklik. Is erg vir my want ek huil letterlik oor alles en enigiets. So as ek met hate-mail kry, is dit vir my nogals verskriklik erg. En dan sal Rikus ook vir my sê, "Maar hoorie, dis soos
dit is een persoon as ek sê ja, maar Ja. hoekom hou almal nie van my nie? Almal moet van my hou. Dis so. Ja. Dan sê hy so nee, almal gaan nie. Stuur dit Ek weg. dink ons breine is ook so gewire. Ek het iewers 'n feit raak gelees dat omdat jou lyf of jou brein jou probeer beskerm teen trauma byvoorbeeld, nê, onthou jy die slegte goed baie vinniger en makliker Ja. en vir langer omdat jy probeer jouself teen dit beskerm. Maar eintlik soos jy sê, dit is letterlik 'n klippie in die oseaan. Dis presies dit, maar weet jy wat is my ding? Ek voel so half ek wil net hê jy moet my ken my net, want ek is eintlik nogal 'n lekker mens. Maar dink so daaraan nê. As ek nie van almal gaan hou nie, kan ek nie verwag dat almal van my gaan. Ja, Ek dink presies. altyd daaraan. Ek Ja. sê ek maar ek hou nie van almal nie, so hulle Maar gaan ek seker doen. Oei, ek sien dink dit in dis jou oë. Nee, mens kan dit nogal sien in haar oë. Sy is liefdevol en sy het soveel empatie met almal. So. Ja, dis sê ja, Ek is dis nie so my. nie. Ja, dis erg Ek is vir my. glad nie so nie. Ag maar julle twee Hou gaan jy goed daarom oor die van weg. my? Ek laat jou, jy sou geweet het as ek dit doen nie. Hoorie maar julle gaan goed oor die weg kom want julle gaan mekaar so 'n bietjie uitbalanseer. Anelma gaan vir jou sê, luister, jy moet Toughen net up. toughen Ek gaan vir jou sê, Ja. Elisa kom oor dit, niemand kom oor hulle. En dan gaan Lisa vir jou sê, Anelma, hê bietjie meer geduld en empatie met hierdie Jy gaan mense. sukkel. Maar ek wil nou met jou praat want jy is al 'n hele rukkie in die Afrikaanse musiekbedryf, nê, en jy was destyds nog deel van die hele CD uitgee ding en ag dit is eintlik The good old days. goeie oue jare, ja. Goeie goue jare. So, hoe het jy as 'n kunstenaar gegroei? Want jy het nou so vinnig verwys na elke nuwe liedjie wat mens uitbring, wys daai groei van jou. Maar as jy dit half oor 'n tydperk van sê 10 of 20 jaar nou moet beskryf. Ja, ek dink jy begin net meer weet wie jy is. Ek dink die jare terug toe ek begin het, was ek nie seker lekker wie ek is en wat ek wil doen en watter rigting ek wil gaan en hoe ek wil lyk selfs nie. Verstaan, soos wat moet ek aantrek en ek is nogals 'n people pleaser, so ek wil weer eens sê almal moet van my hou. Dis hoekom ek sal maklik gaan met wat ander mense vir my sê. Doen hierdie, maak so, doen dit. Ek is 'n baie easy met dit. En dit was vir my nogal 'n challenge gewees om stil te staan en te gaan, okay, maar wie is ek? Waarvan hou ek? Wat wil ek graag doen? Wat wil ek graag sê? Waarvan hou ek om aan te trek? En dit het my 'n lang tydperk gevat om te groei in dit tot op die plek waar ek nou is. En ek leer obviously nog steeds, maar ek dink ek is nou definitief op 'n beter plek wat ek is toe ek begin het. Onthou jy kan 'n people pleaser wees want ek is ook een, maar jy moet jouself ook please in die proses. Amen. Ek kan nie, ek sukkel regtig daarmee. Rieke sê vir my dit is my grootste flaw in my lewe, is dat ek almal gelukkig wil hou en ek weet dit. Dis alklag. Dit is Ek dink die geheim is dink eers aan jouself. Ja. Ek joke maar nie. Ja, maar Lisa, ek hoor jou, dit is eintlik nie 'n flaw nie want 'n mens as 'n mens Ja. ander mense om jou probeer gelukkig hou, dan sê dit ook so baie van jou wat net vrede en geluk en jy weet hierdie glitter wil rondstrooi vir almal, maar nie almal voel dieselfde oor jou nie. So dit is nou maar die lewe daai. Maar jy sê nou jy's nou op 'n plek waar jy baie meer gemaklik is met wie jy is en om uiting te gee aan Lisa Nel soos wat sy vandag is. So as jy nou, jy weet, sê net maar vanaand 'n vertoning het, wat kan fans verwag van jou op stage nou in hierdie seisoen? Rou, eerlikheid en van. Ja, want ek was bang in die verlede om myself te geniet op die verhoog want ek was bang miskien gaan daai tannie vir my sê, "Ooh, het jy gesien hoe maak sy?" Of dat 'n jong girl vir my gaan kyk en gaan, "Oh, ek kan nie glo." Verstaan, want dit het al baie met my gebeur. Maar ek is nou op 'n plek waar ek net gaan kyk hier, ek doen wat ek nou van hou en ek dink Marvies het my dit baie geleer. Dis awesome. Dit het regtig vir my 'n stuk geleer van groot word en net wees net wie jy is, want jy is eintlik 'n lekker mens. Ons praat nou so van ma wees en die groei wat jy deurgegaan het as 'n kunstenaar en so. As jy nou vandag kan terugkyk en met jong Lisa kan praat en jy kan dalk vir haar net een stukkie raad gee, wat sal dit wees? Ja, dis 'n moeilike vraag want daar's soveel goed wat ek vir haar sal wil sê. Ek sal vir haar sê dat alles is oukei. Alles is oukei en alles gaan oukei wees en onthou net dat jy hoef nie altyd die beste te wees nie. Solank jy geniet wat jy doen, is dit al wat saak maak. Have fun. Sjoe, dis baie mooi. Hoorie, dis nie altyd so diep nie. Ek sê vir my jongers, Frans, so alles is nie so diep nie. Let it go. Ja, Ek dit sou- is 'n goeie een. Ek gaan met julle eerlik wees. Op 'n sekere level wil ek myself so klap deur die gesig.
maar ook vir my jonger self sê maybe, jy weet dit alles gaan nie okay wees nie, maar dis ook okay. Ja. Presies dit. Ja. Because you know how life is Maar jy's gonna go. sterk genoeg. Ja, om deur dit te you kom. can do it. Yes, amen. Actually, ek sê dit wees van Anama, baie sterk. Ja, presies. Good luck, Ja, girl. sterkte. It's rough out Waar there. is die exit terwyl ek kan? Ja. Hoorie, so wat is volgende vir jou? Waarna kan ons volgende uitsien as die bottel nou gebottel en geberre is? What's next? So ek het al klaar weer begin skryf aan ander liedjies, nuwe goed. So ja, maar net shows, sing. Ek dink nie ek sal ooit ophou nie, want dit is so 'n liefde en dit is so deel van my dat dit is maar wat ek gaan doen tot die dag wat die Here my kom haal. Groot FM 90.5